Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings en ons is besig om te kyk na hoe God uit die boks uit heeltemal ander mense kan gebruik as wat ek en jy altyd aan dink. En vandag se versie of dit waarmee ons besig is hier in Lukas 5 is waar hy Petrus hulle die disippels geroep het om hom te volg en vissers van mense te word en daai hele verhaal. So kom ons gaan lees bietjie verder. Lukas 5 vanaf vers 9 af. Hy sê want hy was verbuister, dis nou Petrus, deur die groot visvangs, net soos die ander by hom. Sy kollegas Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, was net so verbaas. Jesus het vir Simon geantwoord: moenie bang wees nie, van nou af sal jy mense vang. Nou ons ken hierdie gedeelte waar Jesus Petrus roep en sê word 'n visser van mense. Voordat ek daaroor praat, wil ek met jou praat oor die woordjie van verbuister of verbaas. En wat ek jou wil vra is, wat verbaas jou deesdae in jou lewe? Hoeveel van ons raak verbaas en verbuister deur aardse goed, as ek dit so kan noem, né? Deur kom ons sê geld of iets moois of 'n kar of skatte of weelde, hoe dit verbaas my of iets net heeltemal weg van God, van mense, van redding af. My baie keer verbaas die boosheid van mense my, né? Ek staan verbaas om te dink hoe korrup mense kan wees. Maar die mooi is, wanneer laas het jy verbaas gestaan oor hoe mooi, oor hoe liefdevol, oor hoe omgee, hoe genuine, hoe eg mense ook kan wees. So, iets in hierdie versie. Petrus, hulle word geprikkel, hulle verbasing, hulle verbeelding, hulle kreatiwiteit word geskok en oopgemaak deur iets groots wat God doen. En dan gebruik God hierdie oomblik van verbasing en verbuistering en sê, dis nog niks. Kom en beleef hoe dit voel wanneer iemand tot bekering kom. Kom en beleef hoe dit voel wanneer ek jou lewe begin gebruik vir iets ewigs, vir koninkrykswaarde, vir iets groots. So, die uitdaging vandag is, wil jy verbaas staan? Wil jy gereeld verbaas staan? Wil jy 'n lewe hê van avontuur, van excitement en verbasing? Jesus sê, kom word 'n visser. Gaan deel die evangelie met mense. Raak betrokke in my koninkryk, raak betrokke in ander mense se lewens en nie net in jou eie lewe nie. En ek stuur jou, ek roep jou. En dadelik sê jy, maar hoe kan die Here my gebruik? Ek's net 'n gewone visserman met 'n bootjie en met nette, net soos Petrus hulle. En hier is jou roeping, hier is jou uitdaging. Wil jy verbaas staan? Wil jy 'n avontuurlewe leef? Wil jy die heeltyd iets beleef van God se adrenalien in jou binneste? Raak betrokke om 'n visser van mense te wees en begin anders na die lewe te kyk. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ons wil verbaas staan in elke dag, elke oggend, elke week van ons lewe oor hoe U my, 'n gewone mens, gebruik om lewens aan te raak. Dankie daarvoor, Here. Soveel van ons beleef dit al, maar daar's soveel wat sê, wat van my? En Here, vandag roep U mense reg oor hierdie land en sê, begin deel word van hierdie verbasing, as ek jou gebruik om lewens aan te raak. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.